Psalm 134. Kom prys die Here, julle almal wat hom dien. Julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. En die derde vers van die Psalm is vanmôre sommer ons seëngroet. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat die hemel en aarde gemaak het. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 14. Ons het verlede week so 'n bietjie stilgestaan by Romeine 12 en ons het daar eintlik gekyk na hoe moet 'n gemeente lyk, hoe moet 'n gemeente optree. Ons het vir mekaar gesê dat Romeine 12 moet 'n mens eintlik verstaan in die beginverse wat daar staan. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer. En daardie gee jouself as 'n lewende en heilige offer word eintlik nog verder verduidelik in daarvan vers 9 af, waar hy dan begin sê, die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, ensovoorts. En het ons eintlik vir mekaar gesê, liefde wat opreg is, beteken nie dat 'n mens alles sommer net aanvaar nie. Maar jy moet nog steeds verafskuw wat sleg is. En dit is belangrik dat ons dit vir mekaar as gelowiges sê, dat liefde praat nie alles goed nie. Liefde dink nie alles is reg nie. My liefde vir God leer ek ook dat daar reg en verkeerd is, en dan is die versoek nog steeds dat ek as gelowige moet verafskuw wat sleg is. Nou as 'n mens hoofstuk 14 lees, dan wil jy amper aanvanklik klink asof hier nou 'n teenstelling is, en ek gaan nou dit eers bid en dan lees, maar ek wil hê julle moet so julle self, as ek dit nou lees, gaan dit nou amper vir jou klink asof ek myself weer spreek, of asof Paulus homself weer spreek van dit wat ons verlede week vir mekaar gesê het, as 'n mens die eerste paar verse lees van hoofstuk 14. Maar dit is nie so nie, mense moet baie mooi dit lees, en dan moet 'n mens verstaan in watter lig Paulus dit skryf, en uiteindelik moet 'n mens die laaste deel baie mooi gaan verstaan wat hy skryf rondom die oordeel. So voordat ons dit lees, kom ons buig het ons hoofde en word stil voor die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre saam as 'n gemeente hier by mekaar is. Here, baie dankie dat U elkeen geroep het en elkeen wat gehoor het gekom vanmôre. Ons weet daar is lidmate wat nie hier kan wees nie, wat siek is, wat by die huis siek is en in die bed is, of net nie hier kan kom nie. Ons weet daar is lidmate wat weg is met vakansie, en ons het môre gehoor as van hulle wat op pad terug is. Here, en daarom wil ons vanmôre aan U die lof bring vir al ons lidmate, en ons wil vra ook, Here, dat U hulle sal begelei op hierdie pad. Vir hulle wat siek is, bid ons vir genesing, bid ons dat daar herstel sal kom in hulle lewens. Vir hulle wat op pad is en wat reis, Here, wil ons vra dat U hand van veilige bewaring oor hulle sal hou, en sal gee dat hulle ook veilig terug sal kom by die huise. En dankie, Here, dat daar ook in die tyd was waar families en gesinne en mense net so bietjie kon wegkom, bietjie kon rus, bietjie kon gaan weer batterye herlaai. Maar Here, ons bid ook dat U hulle veilig sal bring, en dat ons volgende week, as die skole weer begin het en alles weer aan die gang is, dat ons ook weer in 'n groot getal hier by mekaar sal wees. Here, wanneer ons stil word met die woord, wil ons ook vra dat U vir ons die woord sal oopbreek vanmôre, Gees van God. Ons bid dat U sal kom, en dat U vir ons elkeen hierdie woord in ons harte sal lê. U het reeds in die week wat verby is die voorbereidingswerk gedoen. U het ons elkeen voorberei. Maar wil U vanmôre die saad kom plant van die woord, en wil U dit laat groei, ook in die week wat kom. Ook vir my as prediker, Here, wil ek vra dat U my sal kom oordek. Gees van God, kom gee U die woorde in my mond en in my gedagtes, sodat ek ook deur die prediking
regtig trou sal bly aan die woord en die bedoeling daarvan. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Hoofstuk 14 vers 1. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Een glo, 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat die groente eet, net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie. Want God het hom aangeneem. Weet jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werksgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander dag, en vir die ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een moet 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here, en die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God, en die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir onsself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, behoort aan die Here. En daarvoor het Christus ook gesterf, of hiervoor het Christus ook gesterf, en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan? Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, seker as ek lewe, sê die Here, vir my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. En nou met ons prentjie van verlede week in gedagte oor lief hê, maar tog die slegte en die kwaad moet verafskies, kies julle. So ons sit nou met daai prentjie in gedagte, dat die Here ons vra om die kwaad te oorwin met die goeie, maar nou lees ons in hierdie gedeelte, sommer hier vroeg in die begin, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met te stry as sy opvatting van joune verskil. Nou hier lyk het dan op vir mense asof Paulus homself weer spreek. Want in hoofstuk 12 sê hy, wees lief, maar verafskie wat sleg is, met ander woorde, as iemand dan van my verskil en hy doen iets wat verkeerd is, dan moet ek ook in liefde met hom kan praat daaroor en kan regstel. En nou lyk het asof Paulus sê, nee, as iemand swak in die geloof is, en hy verskil van jou, aanvaar. Moet nie met hom stry nie, moet nie met hom klei nie, moet nie hom veroordeel nie. As een sê, jy moet net groente eet, dan is dit reg, laat hy net groente eet. En as ander een sê, nee, maar jy kan alles eet, dis dit ook reg. Moet nou nie oor hierdie opvattings verskil nie. Nou, ek wil hê mense moet verstaan in hierdie twee gedeeltes, alhoewel dit lyk asof Paulus hierso nou wie homself weer spreek, praat hy ook eintlik oor verskillende sake. Ons kry baie keer in die kerk, kry ons dinge wat regtig die hart van ons geloof aanraak. Die kernsake, om te bely dat Jesus Christus is, en dat hy gesterf het vir ons, en dat hy opgestaan het vir ons. En hieroor kan 'n mens nie stry nie. Hieroor kan jy nie 'n kompromie maak nie, want dan begin 'n mens aan die geloof torm.
As ons praat oor dinge soos die drie-eenheid van God, ons as kerk kan nie hieroor sommer maar net kompromie aanvaar, as ander mense sê, nee, maar God is net een, soos byvoorbeeld die Jehovah Getuies en die Islam en baie groepe wat sê God is net een en ons sê nie, ons glo in 'n drie-enige God, want dit word vir ons vervat, die woord kom nie voor nie, maar die idee van God is 'n drie-enige God, die begrip kom tog in die woord voor. En as ek luister na die voorbeelde wat Paulus hier gee, dan praat hy eintlik van hierdie goed wat hier op die oppervlakte lê. En mense sal baie keer amper sê, dit is amper maar ons kerklike tradisies en gebruike. As die mense dit nou wil nader trek aan ons nagmaal om te sê, maak nie saak vir die kelkie of die beker gebruikie. As party mense wat sê, jy moet die beker gebruik, en as ander wat sê, nee, ek moet die kelkie gebruik. Dis hoe ons verskillende kerke geword het, en onder andere, 'n verskil gekom het, tussen ons en van die ander susterskerke, wat gesê het, nee, maar ons kan nie kelkies gebruik, ons moet almal uit die een beker uitdrink. Maar dis eintlik randsake. Dis eintlik sake wat die bo lê, wat nie regtig aan my geloof vat nie. Dit maak nie 'n verskil regtig aan my verhouding in Christus nie. Dis vir my voorkeur. En daarom gebruik hy al die voorbeelde wat hy gebruik is voorbeelde van oppervlakkige sake. Hy praat van die groente eet, en dan praat hy ook van die werkgewer oordeel, of om mekaar te oordeel nie. Dis oppervlakkige sake. En ek dink ons moet baie keer in ons geloof, moet ons onderskei tussen dit wat regtig saak maak, en dit wat hier op die oppervlakte lê. Wat aan die rand, ons praat altyd van die randsake, dit wat hier aan die kant lê, en wat nie direk my geloof en my verhouding met God weet sal benadeel nie. En ons moet as kerk en as gelowiges begin onderskei op hierdie goeders. En dan moet ons vir mekaar sê, maar ek gee vir jou ruimte. Maak nie saak of ons nou, of jy nou 'n vegetariër of 'n vegan of 'n wat is nie, jy kan eet wat jy wil eet. En ons moet onthou in hierdie tyd, en Paulus praat later ook hier in 1 Korintiërs 8 en 1 Korintiërs 10, praat hy feitelik oor soortgelyke dinge, want daar was onrus en daar was getwiste en gestryery gewees in die gemeentes, want party mense het van die offervleis, wat eintlik in die heidense tempels is, het hulle gekoop, want dis nou maar hoe dit het gewerk het, jy het geoffer en dit wat oorgebly het, is ons op die straat te verkoop vir vleis, en nou het jy, gaan koop jy van daai vleis, en dis dalk 'n offerdier, dis dalk een wat geoffer is vir een of ander van die gode in hierdie godsdienste. En nou praat Paulus daaroor en sê, maar wat maak dit saak? Want as jy glo dat daar nie 'n ander God is, die beteken, maak dit nie saak dat hierdie vleis vir daai God geoffer is nie, want daai God bestaan nie. En as jy daaroor bid en die seën van die Here daaroor vra, eet as dit vir jou is. Maar dan gaan hy verder om te sê, maar as jy deur jou gebruik iemand anders sal laat struikel, moet dit eerder nie doen nie. Daar gaan hy nou so 'n bietjie verder om te sê, maar as dit vir jou reg is en goed is en aanvaarbaar is reg, maar as jy iemand anders te daardeur gaan dan struikel, hou eerder op met daai gebruik, moet dit eerder dan nie doen nie. Want waaroor gaan dit? Ons gaan terug na hoofstuk 12 toe, dat ons mekaar moet lief hê met die liefde van Christus. Dat ons die kwaad moet oorwin deur die goeie te doen. Nie meer met mekaar te stry en te beklei nie. Ag, ons kan baie dinge verskil met mekaar as gelowiges, nee. Ons kan op baie punte kan ons sê, maar ek dink nie dit is regtig so nie, of ek dink nie dit is regtig so nie. Maar daar is sekere dinge in die Bybel wat ons net nie met mekaar, ons kan nie anders te daaroor dink nie.
Want dan begin ons in gevaar kom. Dan begin ons by punt kom waar ons die geloof bevraagteken en waar ons die geloof, die hart van ons geloof begin uithaal. Ek onthou toe ek nog 'n student was dit die opkoms van 'n groep wat bekend gestaan het as die Nuwe Hervormers. En die Nuwe Hervormers het begin om vrae te vra soos, het Christus regtig, is hy regtig gebore, het hy regtige maagdelike geboorte gehad? Is dit regtig so dat Christus aan die kruis gesterf het? Het Christus regtig opgestaan uit die dood? Het hy regtig opgevaar na die hemel? En so stelselmatig het die ouens begin om die Bybel te bevraagteken en het hulle begin om anders te kyk na die Bybel. Waarin die tradisionele manier ons gekyk het na die Bybel en gesê het, ons lees die Bybel want ons sien hierin dat God homself kom openbaar het. God het die woord geïnspireer deur sy Heilige Gees en daarom aanvaar ons die Bybel as die woord van God. Maar dat 'n skuif plaasgevind in die kerk waar mense begin sê, nee, maar ons moet anders kyk na die Bybel. Die Bybel is eintlik 'n kulturele boek en hy het vir 'n bepaalde kultuur en 'n bepaalde tyd het hy betekenis gegee en daar moet ons vandag anderste lees. Ons moet ook na ons kultuur gaan kyk. Ons moet ook begin om ons samelewing in ag te neem. En toe begin daar dinge uitsluip soos beleidskrifte van ander kerke, waar, ek wil nou nie te diep daarin gaan nie, maar te begin hierdie goeders uitkom. En later aan te begin, jy begin skuif in 'n rigting in waar jy begin kompromieë tref, om te sê, het God regtig die huwelik ingestel tussen man en vrou? Het Jesus regtig gesê, dat die huwelik net tussen 'n man en 'n vrou moet wees? Of kon ons dit nou maar oopmaak? En so het daar 'n hermeneutiese skuif plaasgevind. Mense het begin om anders te kyk na die woord van God. En uiteindelik het daar dinge in die kerk ingesluip en in die geloof ingesluip wat eintlik 'n mens se geloof begin aantas. Wat eintlik begin maak dat ek verder weg beweeg van God as wat ek nader aan God kom. En as 'n mens gaan luister na Paulus, dan praat hy baie, as hy praat met Timoteus, dan sê hy vir Timoteus, onderrig mekaar, vermaan mekaar, berisp mekaar, wys mekaar tereg. So wanneer hy praat oor hierdie dinge, wil hy eintlik vir ons sê, daar's 'n verskil tussen dit wat ek in hoofstuk 12 bespreek met julle, waar dit gaan oor dit wat die kerk raak en hoe jy as gelowige die kwaad moet oorkom, en dit is dit wat in 'n gemeente moet gebeur, waar ons begin om met mekaar te beklei en te twis, omdat sekere dink dat hulle siening van die Bybel is reg, en ander sien hulle siening van die Bybel is reg. En wat Paulus vir ons kom sê, is wat ons moet vra vir mekaar, is nie wat vir my reg is nie, maar is wat sê die woord van God, want wat sê hy later? Hy sê, niemand leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. So die vraag wat ons eintlik vir mekaar moet vra, ten diepste is dit wat jy glo en dit wat jy bely en die oortuiging wat jy, want hy sê tog hier vir ons, jy moet oortuig wees daarvan. Hoe kan ek oortuig wees van 'n siening as dit nie deur die Heilige Gees aan my gegee word nie? As dit nie deur die woord van God beamoen word nie? So, en dan moet ek die vraag vra, maar vir wie leef ek? Leef ek vir my of leef ek vir die Here? En as ek begin om te leef vir die Here, dan kan ek nie anders om te vra, maar Here, hoe sal U hierdie situasie hanteer nie? Here, hoe sien U hierdie gedeelte
in die woord van God. Gaan nie oor my nie. En ek dink dis baie keer waar ons as gelowiges in die strik trap, want het gaan oor die mens. Die mens het belangriker geword as God. Die mens het in die plek van God gekom. Gaan luister maar baie van die moderne geestelike musiek. Baie van dit klink soos liefdesliede tussen 'n man en 'n vrou. Waar is die eerbied vir God? Waar is die aanbidding vir God? Waar is die ek wil amper sê, soos die Bybel sê, die vrees van die Here? En dan bedoel ek nou nie, ons moet bang wees vir die Here nie. Maar die Bybelse bedoeling van vrees is om regtig te sien wie God is. En ek weet, daar's baie mense daar buite met my, wat as hulle hierdie preek sou hoor vanmôre, hulle vir my baie met my verskil, want daar's mense wat regtig besig is eintlik om die eerbied vir die Here, die verskil wat daar tussen my en die Here is, af te breek. Ons praat nie meer van vader nie, ons praat van pappa en papi. Ons bring hom af as een van ons. En dis nooit die bedoeling van die Bybel nie. Selfs wanneer Jesus sê, wie van julle het die groter liefde as hy wat sy lewe aflê vir sy vriende, dan bedoel dit nie, ek kan nou maar pelly met die Here wees nie. As ek dit nou so kan sê vanmôre nie. Dit beteken nog steeds, daar is die eerbied vir die Here. En ek dink ons verloor in ons moderne kerk ons eerbied vir die Here, omdat die Here vir ons laag gemaak word. Omdat ons hom nie meer sien as Here en God nie, maar as my vriend, met wie ek om my hand om die lyf kan loop. Nee, ja, ek kan met die Here hand om die lyf loop, want hy is lief vir my. Maar dis anderste. Ek het op 'n ander manier met my pa gewerk en gepraat. Ek het nooit 'n oupa geken nie, so ek kon nie met 'n oupa, ek weet nie wat is daai verhouding om met 'n oupa te wees nie, maar ek het nooit my oupas geken nie. Maar ek het anders met my pa en my skoonpa gepraat en hulle hanteer, want ek het respek vir hulle gehad. Alhoewel ons mekaar baie lief gehad het, was daar respek vir my, vir wie hulle is, en vir wat hulle in die lewe bereik het. God is God. God bly God. En Paulus skryf dan hier so, hy sê, ons moet leef asof ons vir die Here leef. Nie vir onsself nie. As ons praat oor ander sake vandag in die kerk, goeie so selfde geslag, huwelike en wie God regtig is, en al hierdie goeders wat so kontroversieel is, waaroor gaan dit uiteindelik? Gaan dit oor die verheerliking van God, of om mense te akkommodeer? En dis die vraag wat ons vanself moet afvra. Dis wat Paulus vir ons thuis wil bring. Om te sê, ons bly leef met eerbied teenoor God, omdat ons weet dat God uiteindelik die Here van ons lewe is. En dan is die vers so mooi daar, ons sing het baie keer, en daar's 'n lied daaroor, 'n paar liede al daaroor geskryf, wat daar staan in vers 11, want daar staan geskrywe, so sê die Here, as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely, dat ek God is. En dis waarby my geloof my wil uitbring. En as ons as kerk en as gelowiges, moet ons mekaar kan aan die hand vat, en moet ons mekaar kan omarm, en kan sê, kom ons loop die pad saam, maar ons basis is nie my gevoel nie. Iemand het nou daar gesê, facts don't care about feelings. Dis nie hoe jy voel nie, dis wat ek weet van God, wat belangrik is. Hoe leer ken ek God uit die woord uit, en hoe gaan leef ek hierdie God in my lewe elke dag? Dis
wat belangrik is. Aanvaar mekaar in die liefde van Christus. Kom ons wees 'n eenheid in Christus, eensgesind. Paulus praat hier 'n paar keer wat hy praat oor een. Maar kom ons leef in so 'n verhouding met so 'n respek en 'n eerbied vir God en ons leef elke dag vir die Here en nie net vir myself nie, dat ek my gemeente, my broers en my susters saam kan vat en sê, kom ons stap hierdie pad saam. Kom ons leer om te onderskei tussen dit wat hier aan die kant is, ringsake is, maar dit wat ons verder wegtrek, of die moontlikheid het om ons verder weg te trek van die Here, of ons te bou in die Here, sodat ons uiteindelik kan word, wat God wil hê ons moet wees. En dan sal 'n laaste gedagte wat Paulus hier bring, of wat ek aan die einde wil stel, is waar hy sê, vers 4, wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal hom oordeel. En ek dink ons moet versigtig wees om in 'n gemeente of in 'n kerk of selfs tussen kerke in hierdie situasie te kom waar ons onsself verhef om te sê ek is reg en jy is verkeerd. Ek is reg en jy is verkeerd. So kom luister na my want ek is die enigste een wat die waarheid het. Om eerder te kom met mekaar te kom sit en sê kom ons luister na mekaar. En weet julle wat kom ek agter deesdae? Mense kan nie na mekaar luister nie. Het julle al gekyk na debatte, gesprekke of debatte of 2 gesprekke met mense op televisie deesdae? Die een sal 'n woord sê en dan sal die ander een sommer begin en oor die ander een skree. Daar is nie meer so iets soos 'n debat om te sê, hoorie, ek wil by jou kom leer. Kom ek sit by jou vandag en ek gaan sit en kom ons praat oor hierdie saak. Sê vir my, hoe dink jy oor hierdie ding? Ek wil by jou leer. Maar ek wil ook hê, jy moet oop genoeg wees om by my te leer. Kom ons gaan sit en ons gaan praat en ons sê vir mekaar, ek hoor wat jy vir my sê. Maar nie net hierdie wat die mense moet sê, ons altyd, ek sê, as iemand eers vir my regtig sê, ek hoor wat jy vir my sê, dan weet ek al klaar, het nie geluister nie. Ons moet eintlik vir mekaar sê, ek luister, ek hoor, maar ek hoor regtig. Want ons is nie meer bereid om by mekaar te leer nie. Wat nog van by die Here te gaan leer? En ek dink dis die probleem in ons kerklike en in ons samelewing vandag, is ons het so eie wys geraak. Ek kan alles gaan opsoek op Google. En deesdae kom AI nog by, en vraag ek 'n vraagie en dan het ek my antwoord, so nou weet ek alles. Sonder om te gaan sit by mekaar en te luister. En die eenheid van die kerk word gebou, waar broers en susters luister na mekaar. Waarlik luister na mekaar. Waarlik omgee vir mekaar. In liefde sorg vir mekaar. En dis wat die Here van ons as kerk vra. Om 'n omgee kerk te word. Om 'n sorgkerk te word. Om 'n kerk te word wat in die liefde van Christus leef. Vir wie leef jy? Paulus sê, wat ons ook al sê of doen, kom ons leef tot eer van die Here. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan wie behoort jy? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Dankie ook dat ons weer weet en weer gehoor het vanmôre uit hierdie stuk. Here, dat ons as gelowiges met mekaar op so 'n manier moet handel, dat u liefde nog steeds uitkom. Dat ons moet onderskei tussen dit wat Paulus in hoofstuk 12 sê en hoofstuk 14 sê, tussen dit wat belangrike sake is, dit wat kernsake is, waar hy spesifiek praat in hoofstuk 12, om 'n afkeer te hê aan die wat kwaad is, met ander woorde, dit wat sonde is, en ons wegneem van God af. En in hoofstuk 14, want ons as gelowiges
met mekaar verskil, miskien oor 'n tradisie of 'n gebruik of iets wat nie regtig die hart van ons geloof aanraak nie. En dat ons in hierdie omstandighede nie mekaar moet veroordeel nie. Nie onsself moet verhef en hoog aanstel bo die ander om te sê, maar ek is die enigste een met wysheid nie, maar dat ons regtig by mekaar sal gaan sit en sal leer van mekaar. Want juis in daardie leer ons ook meer van U. Wees bereid te wees om te luister na 'n ander, is ek ook besig om myself dieper te skool in dit wat U wil hê ons moet doen. En dis my gebed vir ons elkeen in hierdie gemeente. Dat ons bereid sal wees om vir mekaar ruimte te gee in die liefde van Christus. Maar dat ons nooit kompromieë sal maak met dit wat skeiding bring tussen 'n mens, tussen my en my Here nie. Maar dat ons sal leef vir die Here en dat ons sal sterf vir die Here. En dat ons hele lewe gefokus sal wees op ons Here. Here, ons sit vanmôre aan by die nagmaalstafel en ook hierdie tafel en dit wat ons saam gaan ervaar en beleef vanmôre, kom lê ek aan U voete neer, Here. Gee dit wanneer ons saam die nagmaal gebruik, wanneer ons die brood in ons hand vashou, wanneer ons dit proe, wanneer ons die wyn saam drink, dat dit alles 'n versterking van ons geloof sal wees in die wete dat Jesus Christus vir my sonde aan die kruis gesterf het, sodat ek die ewige lewe kan hê. Amen. Ek nooi julle almal vanmôre uit, kom bedien julle self met die brood en die wyn, en dan sal ons na die tyd dit saam gebruik. Wanneer ons saam by die tafel sit, dan sien ons die tekens, die brood en die wyn, en ons dink terug aan dit wat Jesus vir jou en vir my kom doen het. Ons dink terug aan sy lydingstyd, die tyd wat hy homself gegee het. Ons dink terug aan die dag wat hy gevange geneem is, oorgelewer is, gekruisig is. En dit was nodig, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. En daarom as ons vanmôre die brood breek, dan dink ons aan die liggaam van Christus, wat vir ons elkeen gebreek is aan die kruis. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo, dat sy liggaam ook vir jou gebreek is, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Jesus het ook die beker geneem, vir sy disippels gegee en gesê, die beker is die teken van danksegging. Die teken van my liggaam en my bloed, wat vir jou gevloei het. Neem dit, drink dit, dink daarin en glo, dat my liggaam, my bloed vir jou gevloei het, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag God die bron van volharding en bemoediging julle in staat stel om eensgesind te wees, volgens die wil van Christus Jesus, sodat julle eensgesind en uit een mond die God en Vader van Jesus Christus, sodat julle eensgesind en uit een mond die God en Vader van ons Here Jesus Christus kan verheerlik. Amen.